Levitikus hoofstuk 12. Die Here het verder vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, indien 'n vrou verwagtend word en aan 'n seun geboorte gee, is sy 'n week lank onrein. Dit is dieselfde onreinheid as wanneer sy menstrueer. Die seentjie moet op die 8ste dag besny word. Sy moet 'n verdere 33 dae tuis bly totdat sy ophou met bloei na die geboorte. Gedurende daardie tydperk mag sy glad nie aan iets heiligs raak of selfs na die heiligdom toe kom nie. Indien sy geboorte skenk aan 'n dogter, is sy vir 2 weke onrein. Dit is dieselfde onreinheid as wanneer sy menstrueer. Dan moet sy 'n verdere 66 dae tuis bly totdat sy ophou met bloei na die geboorte. As die reiniging tydperk verby is na die geboorte van die seentjie of dogtertjie, moet sy 'n jaar oud lam asook 'n jong duif of 'n tortelduif na die ingang van die tabernakel neem as 'n sondeoffer en dit vir die priester gee. Die priester moet dit in die teenwoordigheid van die Here offer en versoening vir haar doen. Sy sal dan gereinig wees van haar bloedvloeiing. Dit is dan die instruksies wat gevolg moet word wanneer 'n vrou geboorte skenk aan 'n seun of 'n dogter. Indien sy nie 'n jaar oud lam kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduwe of 2 jong duwe na die priester bring. Die een is 'n brandoffer en die ander een is 'n sondeoffer. Dan moet die priester vir haar versoening doen en sy sal rein wees.